Goeiedag liefde, ek hoop dit gaan goed met jou. Vir my Pastoor Tief Boysen en die hele beleefspan is dit 'n groot voorreg om vandag weer saam met jou eintlik hierdie week te kan afskop en tyd te kan spandeer in God se woord. En hierdie week vra ons 'n eenvoudige, maar tog 'n belangrike vraag. En daai vraag is: hoekom gaan ek kerk toe? Hoekom gaan jy kerk toe? Baie mense gaan jarelank al kerk toe, maar het nog nooit regtig mooi daaroor gedink en uitgefigure wat hulle eintlik verwag wanneer hulle daardeur die deure stap nie. Wat is die rede om hulle kerk toe gaan? Wat is hulle verwagting van 'n kerk? Party mense verwag om geïnspireer te word. Ander wil dalk net rus vind en party kom maar net uit gewoonte uit, miskien uit tradisie uit. Dis maar net 'n ritme. Dis nie 'n slegte ritme nie, maar is maar net 'n ritme. Maar kan ons eerlik wees? Ons kan baie maklik die verkeerde verwagtinge hê en dan word ons maklik teleurgestel. In Handelinge 2 vers 42 skryf Lukas vir ons oor die eerste gelowiges. Hy sê dat hulle het nie kerk gesien as net 'n byeenkoms nie. Dit was 'n tipe van 'n lewenswyse. Dit was 'n lewenswyse ritme, gesonde ritme. Die teks sê hulle het hulle self toegewy aan 4 dinge spesifiek. En dis onder andere die leer van die apostels. Hulle het self toegewy aan gemeenskap, om saam te wees. Daai fellowship is die mooi Engelse woord. Hulle het saam geëet, maaltye saam geniet en gereeld saam gebid. Dis asof Lukas vir ons sê 'n gesonde kerk bestaan nie uit mense wat kyk nie, maar uit mense wat deelneem. Nou kan ek jou iets vra. Wanneer jy kerk toe gaan, gaan jy om te ontvang of gaan jy om te ontmoet? Gaan jy want jy wil iets kry of wil jy die een ontmoet wat regtig saak maak? En dis Jesus Christus. Wanneer jy net wil ontvang, word kerk 'n tipe van dit is net 'n diens, dis 'n diens wat gelewer word. Iets wat jy voel word vir jou gelewer, of eis dit moet vir jou gelewer word. Dis amper soos beste metafoor waarna ek kan dink is soos om 'n restaurant toe te gaan waar jy verwag om sinvol bedien te word. Jy wil hê die kos moet reg wees en die diens moet great wees. Maar kerk, geliefde, is nie 'n restaurant. Jy kom verseker kerk toe om kos te kry, geestelike kos. Maar wanneer jy kerk toe kom, moet jy kom om te ontmoet. En jy kom om te ontmoet met God en sy mense. Dan word kerk eintlik hierdie spasie van 'n heilige ontmoeting. Dit word veel meer as 'n tipiese restaurantverwagting. 'n Kerk wat op Christus fokus, maak nie net mense vol kennis nie, maar dit maak hulle vol van Jesus se teenwoordigheid, sy kosbare teenwoordigheid. Dis waar die ware transformasie in ons lewens lê. Nie in die atmosfeer van 'n mooi diens nie. Dit is lekker, dit is belangrik dat 'n diens moet goed wees en afgerond wees en lekker wees, maar dit gaan oor die oorgawe van wat ons hart beleef, die oorgawe van die hart wat sê, Here, ek het nie gekom om iets te kry nie, ek het gekom om meer van U te hê, meer van U te beleef. Nou as ek jou kan reguit uitdaag, wat verwag jy regtig van kerk? En belangriker is dit, wat dink jy verwag God van jou wanneer jy daar instap? Wanneer ons begin kerk toe gaan met hierdie tipe ingesteldheid. En daai ingesteldheid klink soos, as ek nou woorde kan uitdink, sal dit wees, Here, laat ek vandag nader aan U leef, mag ek meer van U beleef as van waarmee ek ingestap het. Soos, Here, mag ek meer beleef as waarmee ek aanvanklik ingestap het. Dan begin ons kerk ervaar soos God dit eintlik bedoel het. 'n Plek van groei, plek van genade en 'n plek van gemeenskap. Môre gaan ons gesels oor hoe lyk 'n gesonde kerk. En ek dink jy gaan verras wees oor hoe eenvoudig maar krag dit is wanneer ons kerk doen soos God dit eintlik ontwerp het. En ek hoop hierdie week se oordeenkings gaan jou aanmoedig en bemoedig en jou krities laat dink oor wat is my en jou rol wanneer ons kerk toe gaan. Wat moet ons verwag en hoe moet dit lyk? Maar vir nou, kom ons bid saam. Hemelse Vader, so baie dankie vir U liefde vir ons as gelowiges. En Here, wanneer ons as gelowiges saam by mekaar kom, saam kerk toe gaan, saamkom om te beleef en te ontmoet in 'n goddelike ritme, waar ons woord lees en woord beleef, saam bid, Here, saam fellowship, daai gemeenskap, dan verdiep ons in ons verhouding met U. En Here, my gebed is altyd dat ons met meer van Jesus uitstap as waarmee ons ingestap het. En daarom vra ek hierdie week, Here, dat U ons hart en ons gedagtes sal rek en sal strek en sal die indrukke maak wat ons nodig het om te besef en te beleef, sodat ons leer om nader aan U te beweeg. Here, mag ons deelnemers wees wanneer ons kerk toe gaan en nie net verbruikers nie. Here, mag dit baie meer gaan, verder gaan as die tipiese restaurantbelewenis, maar dat ons sal opdaag om eintlik selfdiensbaar te wees. Here, ons loof U,
ons eer en ek bid dat hierdie week wat vir ons voorlê 'n goeie week sal wees. 'n Week waar ons meer van U sal beleef. Dis my gebed in die naam van Jesus. Amen en amen. Geliefde, ek sien julle môre. Gaan in vrede. Totsiens.